laat sien 'n paar mense soos, ons het die verkeerde diens toe gekom. Julle gesigte sê dit. But wait, there's more. Jy weet daai advertensies wat hulle sê, daar's meer. Ons is nog nie naby nie, die einde nie. So ons het 'n verantwoordelikheid, die verantwoordelikheid bly die evangelie. En die vraag wat God in die middel van die diens, of in die begin van die diens gevra het, is dat, loop jy saam, of loop jy weg? Want as jy saam loop, stem jy saam. En as jy saamstem, is jy teenstrydig met God se woord. En God se woord is waar ek en jy gaan beoordeel word volgens God se woord. En ons het heeltyd hierdie idee dat God moet by ons inpas. Nou as God moet inpas by die wesselsgesin. En die wesselsgesin bepaal wanneer die kerk oop is, gaan die kerk elke naweek toe is wanneer ek wegpreek. En ek preek 1 keer 'n maand met preek ek weg. As dit van Suid-Afrika afhang, het julle my net 1 keer 'n maand gehad. Maar ons sê vir baie naweke nee, want hierdie is my huis. Hierdie is my huis. Het julle geweet ons groot byeenkomste wat hulle beplan? Ek dink hulle sê daar gaan 25,000 mense daar wees. En hulle het my gevra om die hoofdiens te doen en ek het vir hulle nee gesê want ek preek daai naweek klaar weg of in daai maand klaar weg. En in daai maand wat ons wegbedien, is dit by 'n klein kerk. So vir my gaan dit nie oor die getalle nie, dit gaan oor ek het 'n verantwoordelikheid om die evangelie te verkondig. So nou moet ek die kerk bel wat net 'n 100 sitplek het en sê, hoorie, ek kan dit nie maak nie. Ek gaan vir 25,000 preek. Nee, God het my daartoe gestuur. Dit gaan nie oor dit nie. Dit gaan nie oor die offerhand, dit gaan nie oor die geld nie. Dit gaan nie oor daai dinge nie. En die eerste ding wat mense my vra as ek weg, hoeveel soek jy? Wat vra jy? So ek vra jou niks. God is goed vir my. Soek nie jou geld nie. Maar ek wil net weet, kan ek preek wat die Here op my hart lê? As jy ja sê, is ek daar. En as hulle vir my gewoonlik sê, jy mag nie oor hierdie preek nie, dis die oggend wat die Here vir my sê, nou gaan jy daaroor preek. Was toe jy mag oor hierdie preek, sê ek, Vader, hulle het gesê, die Here sê, nee maar gaan, hulle hoor dit anyway nooit nie, gaan jy nou maar? Dan gaan sê jy hulle maar, sê ek, Here, maar dit gaan my laaste diens hier wees, maar die saad is geplant, ek het al by party kerke weggegaan, weet ek gaan nie meer hiernatoe genooi word. Hulle gaan my nie terugnooi nie. Maar na die tyd dan hoor jy die getuienis hoe God deur die waarheid mense se lewe verander het. En dis waaroor dit gaan. It's all about the word of God. Johannes 8 vers 32 tot 36. Julle weet ek love dit. Die waarheid maak vry. Hy het die seun vrygemaak het, maar die waarheid kan nie vrymaak as die kerk toe is nie. So ek wil net seker maak julle hoor dit vandag. Die huis van God moet oop wees. Nou gaan julle vir my sê, "O, pastoor, in Desember het ons die Dinsdag gediens gehad, dan is die Sondag die kerk toe." Ja, daar's nog steeds, maar die Dinsdag is daar diens. So dan het jy nou die Sondagdiens, want ek weet daar's altyd daai ou wat vir my gaan sê, "Ja, maar jy kry altyd daai frikkie." Ja, maar pastoor, ons sê ek, "Ja, my vriend, ons gaan nie die Maandag en die Sondag kerk nie. So die Sondag se diens gaan ons sluit en hou ons die Maandag kerk. Maar kerk hou gaan ons kerk hou. Hierdie kerk is nie deesluit. Ons hou kerk oor Desember. Hoekom? Want God kan in Desember kom. Soos ek op vakansie gaan, is hier 'n ander prediker wat gaan preek. God gaan nooit laat sy huis, dat die woord nooit uitgaan nie. En weet jy wat wil mense doen, hè? Mense soek vandag kerke wat nie woord bedien nie, want woord vermaan, woord verander. Hulle soek wonderwerke en profeseë. Want wonderwerke en profeseë verander nie jou lewe nie. Laat jou goed voel vir 'n kort tydperk, maar woord sê vir jou, hou op met waarmee jy besig is. Hou op, en dan raak ons kwaad. Ons almal raak kwaad as iemand 'n woord bedien. Is nie vir my lekker as ek in die kar sit en ek raak die ander oggend kwaad vir iemand wat voor my inry en ek wil iets sê en my laaitjie sê vir my, "Is dit hoe 'n pastoor praat?" En ek het nie gevloek nie vir die van julle wat wil wonder. En dan kan ek nie omdraai en vir hom sê, "Maar bly jy stil, ek betaal jou skoolfonds en al daai goed nie." Wat moet ek doen? Ek sê, "Jammer my seun, ek moet 'n beter voorbeeld vir jou wees." Maar terwyl ek dit vir hom sê, is ek nog steeds, ek's naar. Ek betaal vir alles in daai huis, dis my eerste reaksie. Wie jy nou om vir my te kom sê, maar ek was verkeerd. Ek was verkeerd. En dan begin ek myself te praat. Het julle al dit gedoen? Here, hierdie mense kan nie uitfigure as die robot uit is. Om net daar, jy ry volgende. Hulle kan dit nie uitfigure nie. Daar, is net moeilik. Jy ry. Hoe moet En elke oggend dan weet ek die Here het 'n plan in my lewe as ek dit oor daai robot maak. Dan weet ek God het 'n plan in my lewe want daai robot is elke dag jy kom agter jou lewe is nie in jou hande nie. Want daai mense kan nie uitfigure dat jy stop in die ou soos jy gestop het ry jy. Maar hulle kan nie dit uitfigure nie. Daai frustrasie.
En sien, julle het nie kerk toe gekom om my frustrasie te hoor nie, julle het kerk toe gekom om die woord te hoor. En indien 'n prediker dan vir jou getuienis gee of hy gee vir jou iets, moet daar woord, it must be supported by the word of God. That's what it's about. So vanoggend gaan ons 'n bietjie introspeksie doen, wat laat jy toe? En as dit oukei is, dan as jy dit toelaat, sê jy dis oukei. En die kerk het jare terug nie goed toegelaat nie, want dit was verkeerd. Maar nou deesdae laat ons goed net toe. En weet jy wat is ons verskoning? Ons verskoning om sonde toe te laat in die huis van God is God se liefde. Terwyl God se liefde die rede moet wees hoekom moet ons dit nie toelaat nie. Dis ons verskil. So nou voordat jy hande klap en sê pastoor, ek weet hierdie diens is vir my. Wag tot ek klaar preek. Want hier kom nou 'n paar lekker interessante gedeeltes, okay? Maar ek wil hê dat julle moenie ongemaklik wees vanoggend nie. Jy moet gemaklik wees in jou pa se huis. En partykeer by jou pa se huis voel dit nie lekker nie. Weet jy wanneer is dit nie lekker in jou pa se huis nie as jy weet jy skuld hom geld? Jy weet hy gaan dit iewers opbring en van julle weet, ons skuld God 'n verskoning vir iets wat ons verkeerd gedoen het. So dis nie lekker nie. Jy sit vanoggend hier en jy weet iets krap. Ons moet met God praat vanoggend. En nou as jy nie lus nie, maar jy sê Here, maar ek het hierdie geld by my. En die Here sê ek weet nie, ek wil nie jou geld hê nie. Ek wil hê jy moet vir my jammer sê, jy moet die regte pad begin stap. Jy moet vanoggend jy sien, die boodskap is nie, dis nie die Here wat kom met 'n beld nie, dis God wat kom met sy hande uitgestrek. En sê kom na my toe. Maar sit daai goed neer. Want dis hoe ek wil hê jy moet loop. Ek wys vir jou, Jesus is die weg en die waarheid. Die woord is 'n lamp vir jou voet en 'n lig vir jou pad. So, hier's die probleem. Matteus, so ons het nou klaar gesê, ek het by die maklikste een begin. Ek dink nie as ek hoef eintlik hieroor ek het gewonder of ek hieroor moet bedien in die begin. Of ek regtig moet sê 'n kerk moet oop wees, want die Here weet 'n kerk moet oop wees. So, ek kan nie vir jou enigiets anders te behalwe dit sê nie. Ek het by die maklike een begin. Dinge raak taffer van hier af. Koning Jesus kom, en hy praat met die fariseërs en die skrifgeleerdes. Hierdie is ouens wat die eerste 5 boeke in die Bybel ken uit hulle harte uit. OK. So dis ouens wat die woord ken. Hoor wat sê hy vir hulle. Maar wee julle skrifgeleerdes en fariseërs, geveinsdes, want julle sluit die koninkryk van die hemel toe voor die mense. Want julle gaan nie self nie in nie, en wie sou ingaan, laat julle nie toe om in te gaan nie. Wee julle skrifgeleerdes en fariseërs en geveinsdes, want julle eet die huise van die weduwees op en doen skynlang gebede, daarom sal julle swaarder oordeel ontvang. Wee julle skrifgeleerdes en fariseërs, geveinsdes, want julle trek rond oor see en land om een bekeerling te maak, en as hy dit word, maak julle hom 'n kind van die hel, 2 maal erger as jouself. Eina. As julle gevra het, pastoor, het Jesus al pak gegee? Mense ken nie Jesus as hy kwaad is nie. Want hierso sê hy dadelik vir hulle, julle maak bekeerlinge maar van die hel. Want hulle verkondig nie die evangelie wat God vir hulle gegee het nie. So daar is kerke daar buite, en ek sê dit vanoggend met die grootste liefde, wat die rede is hoekom mense in die hemel toe gaan nie. En ek sê dit nie, Jesus sê dit. So Jesus sê dit, Jesus sê in die woord, julle maak bekeerlinge vir die hel. So julle bekeer iemand, maar julle bekeer hom net van die sondes wat dis hoe dit werk. Ek bekeer 'n ou van die sondes wat ek bereid was om een kant toe te skuif, maar die sondes wat ek goed praat en van my gemeentelede of van my mense wat groot tiendes betaal of my eie familie goed praat, daai sondes is nog oukei. Want daai sondes is God is liefde. Ek wil dit gou weer vir julle verduidelik. So die pastoor sal dan sê dat hoorie, daai sonde is verkeerd, jy moet by die Here uitkom, want daai sonde wat hy van jou aanspreek is nie deel van sy familie of van sy vriendekring of van sy bestuursraad nie, of van die ouens wat groot pond het in die kerk nie. Maar as een van hulle sonde doen, of een van sy familie, dan sal die pastoor gewoonlik in hierdie konteks sê, maar onthou ons dien 'n God van liefde en waar is die genade? Want sonde is net verkeerd as jy dit nie self doen nie. Dan ons dien 'n God van liefde. So dis vir my altyd vreemd hoe die Here vanoggend vir ons iets duidelik maak in hierdie diens, is dat sonde is sonde ongeag of wat jou van het. Sonde is sonde ongeag wat die persoon se tiende is. En sonde is sonde ongeag van wie daai persoon is in die kerk.
Of hy nou die worship leier is, of dit nou Shani is, of dit nou ek is, sonde bly sonde, verkeerd bly verkeerd. So verstaan julle nou hoekom die Here Jesus vir skrifgeleerdes sê, maar julle vat mense hel toe. Weet jy hoekom? Want as iemand vir die skrifgeleerdes geld gegee het, dan het hulle verby hulle sondes gekyk en hulle het. En kom ons wees eerlik, gebeur dit nie vandag in kerke nie. As jy my geld gee, is jou sonde oukei. Dan sien ons God se hart raak, nê? Die Here het, dis wat die pastore sê, maar as jy met hom gaan praat, nee, maar jy moet nou onthou, nê, daai persoon God het hulle lief. Ja, maar jy kan hulle nie daar hê in daai posisie nie, want dit wat hulle doen is buite God se wil. Maar jy moet onthou, God kan enigiemand hoor jy die verskonings? So jy maak bekeerlinge en nou kom hy persoon van jou af en hulle dink, okay, maar dan is dit okay, ek mag daai sonde doen. Nou gaan ons aan een sonde raak wat nou in die kerk ingekom het, en voor ek aan hierdie sonde raak, want ek weet ek gaan al iewers geblok word. Maar kom ons maak net eers seker ek verduidelik dit reg. Okay, dankie, die Heilige Gees awesome, hoor. Want ek sê nou sonder hierdie begin en dan het ek myself 'n pak slaag opgemaak. Die kerk is nie vir die gesondes nie, is vir die siekes. Ek wil net dit iets sê. Die mense wat in die kerk sit, wat siek is, kerk is vir jou. So mense wat kerk toe kom, wie mag kerk toe kom? Almal. Wie mag kerk toe kom? Ek wil net hê julle verstaan my. Ek gaan in Engels vra, want ek seker ons het Engelse mense, want die mense wat nie antwoord nie, dink ek maar is Engels. Who can come to church? Anyone. Okay, so hierdie wat ek volgende sê, is nie oor wie mag in die kerk wees nie. Maar daar's 'n probleem dat mense wat dinge doen in hulle lewe wat buite God se wil is, in posisies is in kerke wat hulle nie moet wees nie. Ja, okay. En let's just vanoggend toe die Here vir my dienste gee, sê ek, Vader, dis hoekom hulle my wou gaan aangee het. En nou gee U vir my om dit oor te preek maar kom ons preek nou daaroor. Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid, omdat hulle liggame onder mekaar te onteer. Hulle het die waarheid van God verruil vir die leuen en die skepsel vereer en gedien bo die Skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartsogte, want hulle vroue het hulle natuurlik verkeer verander in die wat teen die natuur is. Ook net so het die manne die natuurlik verkeer met die vrou laat vaar en hulle welluste teenoor mekaar ontbrand. Manne het manne skandelik bedryf en hulle self nie noodwendig vergelding van hulle dwaling gegee. En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkenning te hou nie, het God hulle oorgegee aan slegte gesindheid om te doen wat nie betaamlik is nie. Vers 32 sê die volgende: mense, al ken hulle die verordeneringe van God goed, die wat sulke dinge doen, die dood verdien. Die dinge nie alleen doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat sulke dinge doen. Nêrens in hierdie gedeelte het pastoor Des sy opinie gegee nie. Dit is wat God se woord sê, die God van liefde skryf vanaf vers 24 tot 32. En ek het gesê almal is welkom in die huis van die Here. So enige persoon wat hierdie leefstyl het, is welkom in die huis van God. Maar is my plig om vir jou te sê dis buite God se wil. Dis my plig as pastoor. Hier is ons probleem. Daar's pastore wat preek wat hierdie leefstyl het buite God se wil. Daar's mense wat in beheer gesit word van worship spanne wat in worship spanne is buite God se wil. Mag daai persoon kerk toe kom? Amen. Mag die persoon met 'n alkoholist is kerk toe kom? Amen. Mag die alkoholist jou worship lei? Nee. Mag die vrou wat besig is met egbreek voorsing in jou worship span? Nee. Hoekom? Want dit is 'n gees. Dis 'n welles gees. Maar die pastoor is te bang wanneer sy niggie se sussie. Die pastoor is te bang wanneer dis sy dogter. Die pastoor is te bang vir sy vrou wanneer sy seun. Maar as hy by die huis kom, dan sit hy met sy vrou vas, want 'n ma sal altyd vir haar kind opstaan. Maar hier's die groot ding. As pastoor kan ek oor hierdie goed praat, wat my verantwoordelikheid vir alles wat by kerk opset kom, is eerstens teenoor die Alfa en die Omega aan die begin en einde. Dis my eerste verantwoordelikheid. So nou mag daai pastoor nooit oor so iets preek nie, want as hy oor dit preek, dan val hy aan. Jy val nie aan nie, die woord val nie aan nie, die woord maak vry.
So dis wat vir my belangrik is vanoggend. Die kerk kan nie dit wat vir God 'n gruwel is, toelaat op die kansel nie. Toelaat om hierso te staan en die worship te lei nie, want die worship moet gelei word deur die Heilige Gees en nie deur Welles nie. Die dromspeler moet gelei word deur die Heilige Gees en nie Welles nie. Kom ons gaan 'n bietjie verder. Ons kyk nou verby dit. Almal weet waarvan ek nou gepraat het. Maar ewen in ander situasies en ander sondes wat daar gedoen word in die kerk, is dit reg. Ondersteun die persoon deur wat hy gaan. God wil hê dat die sondaar moet kerk toe kom. Ondersteun daai persoon. Maar hier's die groot ding. Ondersteun hom daar. Hy kan nie van hier af die ondersteuning gee nie. Ek het julle gesê julle gaan stil raak. Weet jy wat vra ek my vrou laasweek toe ons van Benoni afry? Hoekom gee God vir my al hierdie ongemaklike boodskap? Kan ek vir julle een ding sê? Ek dink God gee dit vir my want ek het 'n sielelas. En baie predikers preek boodskappe soos hierdie om aan te val en af te breek en dis nie my doel nie. My doel om so 'n boodskap te preek is om iemand by God uit te kry. Weet jy hoekom? Want die persoon wat ek oor preek is iemand se kind. En iewers is daar 'n mamma besig om vir haar kind te bid. Al wat ek praat vanoggend is dat die Here sê dat pastore moet begin ferm raak en bestuursrade en gemeentelede moet begin ferm raak en sê pastoor, dit kan nie so werk nie. Jy moet jou pastoor kan aanspreek. Jy moet na hom toe kan gaan en vir hom kan sê, pastoor, maar dis nie reg nie. Jy sien, in Habakuk 2, ons gaan nou wegbeweeg van dit af, in Habakuk 2 sê dit, gee God vir die kerke opskrif, nê? Weer die een wat vir iemand sterk drank gee. Okay? As God se woord vir jou sê wee, en julle weet, pastoor Des gaan iets sê oor drank as dit by kerke kom. Ek gaan. Want die twee meng nie. Die twee kan nie meng nie. Okay? En hier is die groot ding. Die kerk kry die opdrag, sê vir mense, hulle moenie vir mense drank gee nie. Maar nou wat doen die kerk? Ons verkoop die drank. Maar God sê in sy woord, weer die een wat vir iemand sterk drank gee, wat doen die kerk? Jy moet vir mense sê om dit nie te doen nie. Wat doen jy? Nee, ek maak geld daaruit. So dit wat God sê ek moenie doen nie, sê ek is my bron van inkomste vir om mense, behoeftige mense geld te gee. Maar 10% van daai geld gaan na behoeftige mense toe en 90% gaan na die dominee se sak toe. Maar nou gaan baie mense vir my sê, ja pastoor, maar wat as 100% vir die behoeftiges gaan? God sal vir mense in jou gemeente wat behoeftig is voorsien, deur middel van die waarheid toe te pas in jou gemeente. Jy hoef nie soos die wêreld te lyk om te voorsien vir die mense nie. So wat is die huis van God? Dis 'n plek van woord, van waarheid. Die kerk kan nie 'n mol wees nie. Die kerk moenie 'n koffieshop hê nie. Hoekom? Want jy drink koffie by jou huis. As jy wil koffie, gaan kry daaronder, is verniet. Ek wil net seker maak hulle het opgeslaan. Kyk net. Jy sien, en jy gaan vir my sê pastoor, jy kan nie hierdie goed. Jy's besig om op tone trap vanoggend. Net gou vir jou sê, toe Jesus by die kerk kom, hulle verkoop goed daar. Wat het hy gevleg? 'n Sweep. Nou ek wil vir jou een ding sê nie. Dit vat nie 'n paar sekondes om 'n sweep te vleg nie. So he had time to think about this. En hy het 'n sweep gemaak en ek en jy is wat? Disippels. So ons moet volg dit wat Jesus van ons verwag. As ons sonnaarskool na ons toe kom, hulle sê pastoor, ons kort hierdie en hierdie. Dan sê ons vir hulle, ons gaan dit vir julle koop. Julle gaan nie blikskiet nie, julle gaan niks verkoop nie. Kan ek jou sê wat twee redes hoekom ons niks verkoop in ons kerk nie. Eerstens, want dis die opdrag wat God vir my gee. Tweedens, want ek is die kind wat by my eie kerk nie kon eet nie, wat my pa het nie geld gehad nie. So by die huis van God eet almal, maar die kind wat nie het nie, hy kan nie eet nie. So ons het 'n reël by ons kerk, of almal eet of niemand eet nie. Dis hoe dit moet word. Wat sê jy vir die ou wat homself moet verneder en sê, maar dan sê die pastoor, ag sê maar net vir hulle dat jy daar nie het nie en dan sal dit op my rekening. Nou moet jy deur daai vernedering gaan om vir daai tannie nou te sê, dan bly jy maar eerder sonder die kos. Amen. Ek sal dit nooit vergeet nie. Ek raak sommer emosioneel. Ek was al ouer, ek was eintlik in standaard 7, standaard 8 en hulle het so 'n kerkfunksie na die tyd gehad en ek was honger en die kerk het goed verkoop en ek kon nie gekry het nie.
Ons het nie geld gehad nie. En ek loop huis toe en ek vra die Here, ek sê Here, maar dis U huis, hoekom kan ek nie kos kry nie? Dis nie wat in God se huis moet plaasvind nie. Dis nie God se wil nie. Dat die ou wat nie het nie, nie eet nie. Terwyl Jesus broodjies en visse vat en almal voer. So jy kan sê, ja, die kerk moet dit genereer. Ek wil vanoggend vir julle iets sê nie. Ek het iets geleer en ek worry nie wie my saamstem oor hierdie nie, maar my lewe is 'n getuienis daarvan en ek wil dit gou vanoggend vir jou sê. Ek sal nooit daai dag vergeet hoe ek huis toe loop en huil nie. Maar dalk moes ek dit deurgaan om vandag hierdie besluite te neem. Maar kan ek gou iets vir jou sê, nee? Maandag tot Vrydagoggende gaan daar 'n boodskap uit. Ander duisende mense, amen. Maandag tot donderdag aande gaan daar 'n boodskap uit onder duisende mense. Elke dag op Facebook dan plaas pastoor Danie 'n boodskap onder die huis van wonderwerke. Elke dag. Elke liewe Woensdag dan word daar seker die grootste sel in Suid-Afrika gedoen. Op die einde van 'n week het 65.000, 50.000 mense daarna gekyk. Jy gaan vanoggend my sê, pastoor, hoekom sê jy hierdie goed? As ons hierdie diens klaar, dan gaan dit na YouTube, Facebook, allerhande vak. Ons bedien ewen op TikTok nou. Ek vind nou uit. Okay, maar ek wil net gou hierdie vir jou, ek wil net vir jou ietsie sê en ek wil hê jy moet gou hierdie hoor, want die plig van die kerk is om die woord te verkondig. Nie in enigiemand van daai dinge gaan jy advertensies sien van verkope of aan die einde van iets die kerk se bankrekening of wat ook al nie. Want God het my iets geleer. As ek die woord verkondig en net dit doen wat hy van my verwag, sal hy vir ons voorsien. Dis wat hy vir my gesê het. God het dit vir my geleer. Ons hoef nooit te skimp nie, nooit te vra nie, nooit planne te beraam nie. Verkondig net die evangelie, because that changes lives. En God is goed vir hierdie gemeente. So ek wil hê dat jy moet vanoggend op 'n plek kom waar jy besef dat die kerk het sy doel verloor. Die doel van die kerk bly die evangelie. Die doel van die kerk bly die woord. Niks anders nie. Al die ander mooi goedjies, die foto's met goedjies hier en al daai goed, dis bysake. Die kerk wil mense lok om te lyk soos Amerikaanse kerke, maar nou doen jy hierdie goed voor die tyd en hashtag hierdie en al daai goeders. Ek sê nie hier vir ek soek woord. Ek kom kerk toe want ek soek woord. Want ek het nodig om te weet dat die besluit wat ek geneem het is die regte een. Ek het nodig om te weet ek op die regte pad. Want partykeer is dit bevestiging. Nie elke week is nuwe nuus nie. Ons dien mos die Here. OK. So nou het ons gepraat oor ek gaan dit duidelik sê. Geen kind van God moet ooit in 'n kerk sit wat drank verkoop nie, klaar. As 'n kerk 'n biertent het of wat ook al het op hulle kerkgronde, gaan kry vir jou 'n ander kerk. En almal kan vanoggend hoor dat pastoor Des sê so. Ek sê dit so want God se woord sê dit. OK? En ek wil hê gaan tag jou dominee. Gaan tag jou pastoor. En dan wil ek vra dat hulle moet vir my woord gee. En as hulle voor een Here vir my gemessies Jesus dit water in wyn verander, gaan ek vir hulle uitsort. Want kom ek vra vir jou daai verskoning, né? Jesus het water in wyn verander wat iemand sê hulle drink. Daai kind wat gedrink het, wat in die kar ongeluk dood is, gee ek nou Jesus die skuld want hy het water in wyn verander. Mense moet dink voordat hulle daai vers gebruik. Dis die swakste, dit is 'n verskoning om te suip. En as jy moeg raak vir my om oor drank te praat, wil ek vir jou sê is in die verkeerde kerk, want ek gaan baie daaroor preek. Want ek het weer eens in hierdie week gesien hoe dit 'n familie opvoeter. 'n Jong dogter van 17 het gaan drink en nie geweet waar sy wakker geword nie. Sy het nie geweet hoe sy daar gekom nie. En weet jy wie daar voorgestel in daai drank terwyl hy pa daar sit en hy ma daar sit en vir my sê ja sy en praat met haar pastoor. Wie het haar geleer om te drink? Wie het vir haar gesê drink eerder by my huis want dit is beter dan weet ek waar jy is? Haar eie ouers. So wie dra by wie dit begin? Die een wat daai eerste bier gegee het, daar lê die verantwoordelikheid. Maar hier gaan ons 'n bietjie verder teruggegaan en in hulle kerk het hulle dominee vir hulle gesê dat weet jy wat, hier's verse. Dis nie die einde van die wêreld nie solank daar nie oormatig gedrink word nie. So alles gaan terug na 'n leraar toe wat nie sy werk gedoen het nie. Ja.
Verkeerd bly verkeerd. En julle gaan my sê, pastoor, hoekom raak jy so opgewonde? Dink julle God is happy met die goed? God is not happy, it's his house. As jy so wil gaan optree by die huis, gaan tree op by die huis, maar hierdie is God se huis. En ek dink dis tyd dat ons iets sê daaroor. Maar nou is tradisie ons grootste probleem. Ag pastoor, maar jy moet onthou dis tradisie en wat ook al, dis nonsens. Okay? En ek wil gou 'n bietjie verder gaan. Het julle geweet wie doen die stap van die Bybel saam met my? Stap deur die Bybel. Amen. Het julle gesien hoe heilig dit ek wil hierdie mooi sê, hoe heilig God se kerk is? Die gebou waarin daar kerk gehou word. Het julle gesien, oom Rian, hoe awesome God sê my huis is heilig. So hierdie plekke, hierdie kerke wat hulle kerke uit hier vir allerhande ander funksies moet by God uitkom. Om geld te genereer. Dis God se huis. Dit kan nie uitgehuur word vir enigiets anders behalwe to glorify the king nie. Maar ons het gemaklik geraak met hierdie dinge want dis hoe dit mos nou maar is. Want ons wil geld genereer, pastoor, en alles word gedryf deur Mammon of ons eie begeertes. Maar Mammon is nie die rede vir hierdie kerk nie. God is die rede vir die kerk. So jy moet vanoggend, voordat ek verder gaan, maak net seker dat die ou agter jou nog okay is, maar check sy gesig, okay, net kyk of hulle naar is. Want ons baie mense 'n bietjie awkward lyk. Reinhard, draai net gou om en check net gera. Net gou seker maak. As jy lank voor iemand sit 'n bietjie awkward is, steek net jou hand op asseblief dat ons net kan sien. Net gou kyk. Ek wil gou vanoggend iets met julle deel. Ja. As jy met mense praat oor hierdie goed, dan Romeine 1 vers 22 sê terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword. Wat beteken daai gedeelte? Ons wysheid is 'n wysheid wat gekoppel is aan die wêreld en nie gekoppel is aan die woord van God nie. Wat beteken dit dan as jy eintlik dwaas? So ek en jy het 'n verantwoordelikheid. As julle my sien iets doen buite God se wil by hierdie kerk, dan spreek my aan. Sê vir my. Message my, maak 'n afspraak. Nie my kom beklei nie, sê net vir my, dan gaan ek vir jou met jou gesels daaroor. Maar die kerk het te stil geraak. Ons het gemaklik geraak met sonde in die huis van die Here. As daar iemand op hierdie verhoog, as ek uitvind dat, kom ons vat 'n voorbeeld, iemand, ek wil nou nie vinger wys nie, want dan dink julle net weer ek praat van iemand, maar as iemand op die verhoog, het julle geweet, wie sal dit ooit vergeet? Shani het een oggend, was sy laat by die klein kerk. Ek het vir almal 'n reël gegee om te sekere tyd by die kerk wees en dan moet jy bid voordat jy worship. En toe so op daai oggend is my vrou laat. En toe sê ek vir haar, jy gaan nie vanoggend die worship bly nie. Nou die pad huis toe was awkward en ek het my eie kos gemaak, maar okay, was 'n bietjie stilte by die huis gewees. Maar my vrou het van daai dag af net verstaan toe ek na die tyd met haar praat, toe sê ek my baby, ek en jy is nie above die reëls van die huis van die Here nie. So as ons moet met die voorbeeld lei, met 'n voorbeeld. Ons kan nie ons eie reëls maak nie. En hier by Dinsdag was alles fyn. Nee, ek speel Maandag at least. Dinsdag middag 12:00 toe ontdooi sy, dit was die winter. En ek sê dit vir julle dat julle vanoggend verstaan dat ek as pastoor kan nie, omdat dit my familie is, goed toelaat, maar by iemand anders dan nie iets toelaat nie. So ons het 'n reël by die kerk wat vir een gaan vir almal. So daai reël is van die maklikste reël om toe te pas. Iemand aan my toe kom en sê ons wil doen, sê ek nee, maar dan moet ek dit vir almal doen. So ek het nie vir almal doen nie, dan kan ek dit nie vir jou doen nie. So dis, jy wil in daai kerk wees wat sê wat vir almal gaan, dis die kerk wat jy in wil wees. Maar ons kan nie na iemand se van kyk of hulle bydra kyk en dan 'n besluit neem ten opsigte van hoe gaan ons nou oor hierdie besluit nie. Hierdie is jou riglyn. Hierdie moet jou riglyn wees. So daar's 'n gedeelte in Johannes 8 wat ons nou mee gaan afsluit, want ek sien julle gaan nou nie, as ek nog oor enigiets anders te gaan preek, julle gesigte verander vreeslik. OK. En ek wil nie julle gesigte moet so verander nie, OK? Dis eintlik, weet jy wat die awkward ding is, jy nou mense uitgenooi na hierdie diens toe vanoggend. Check ons kerk. Ons pastoor is die vriendelikste ou in die hele wêreld. En hulle sit en hulle sê, ja, right, jy het 'n leengees in jou, jy.
Nou maak hierdie vers vir my meer sin. Ashley, hoor hierdie vers. Hoor gou hierdie vers. En julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. OK, hoor gou. Nee, ons kom ons gee die Here lofoffer vir hierdie vers. OK? Maar kom ek sê vir julle hoekom hierdie vers vir my belangrik is. Dis my werk sodat julle die waarheid ken en eers wanneer jy die waarheid gaan ken as ek die waarheid vir jou gee. OK. It's not my job to entertain you. Ja, ek het 'n sin vir humor en alles, dis maar wie ek is en wie God my gemaak het, maar dit is nie my primêre doel nie. My primêre doel is om vir jou die waarheid te ken, te gee dat jy dit ken, dat ek jy vry maak. So ek sal vir Jonathan sê, jy bench verkeerd. Hy bench reg. Maar ek sê vir hom, dis dalk nie die beste voorbeeld nie, Jonathan, ek weet nie, maar kom ek gebruik hier voorbeeld. In die gym sal Dani en Jonathan vir my kan sê hoe om stelle beter te doen want hulle gym langer as ek. Jy kan dit sommer sien as jy na hulle kyk. Okay, so jy kan sien hulle gym langer as ek. Maar wanneer dit nie so daarso sal ek vir hulle luister. Ek sal sê Jonathan, okay, ek verstaan. Dani, dankie. Okay, 100%. Maar wanneer ek in die kerk is, dan sal Dani weer na my toe kom en vir my sê, okay, ek soek net 'n bietjie raad oor hierdie. Ek wil net weet oor hierdie. So, hoekom verduidelik ek dit vir jou? Wanneer ek as pastoor hier buite kom en ek sê ons wil iets hier buite regmaak, gaan ek na iemand toe gaan wat beter as ek weet. En ek gaan na daai persoon in daai veld luister. Okay? Ek gaan nie baie praat omdat ek die pastoor is nie, want ek weet nie beter in daai veld nie. Maar ek het 'n plig en 'n verantwoordelikheid as dit kom by God se woord om te praat. Die probleem is te veel pastore praat by goeders wat hulle niks van weet nie en bly stil oor sonde. En dis nie wat God wil hê nie. So ek het 'n verantwoordelikheid om hier te praat en daar stil te bly, want ek weet nie van sekere goed nie. As ek by sekere goed kom en bly ek stil. Ek was onlangs by 'n vergadering en toe sê hulle, "Hoekom sê jy niks?" My vrou vra my, "Hoekom sê jy niks?" Toe sê ek weet iets wat aangaan nie. Ek weet nie. Jy moenie net praat vir the sake of it nie. Praat as jy iets weet. En ek weet nie hoekom sê ek hier nie, maar partykeer pastore dink jy moet in elke situasie iets sê want jy sou die pastoor, as jy nie weet nie, bly stil. Ek weet nie, so ek gaan stil bly. Dis hoekom ons nie baie hoor enige ouens wat vir die Sharks ondersteun praat rappie nie. Want OK. Ek moet eintlik my mond hou, nê. Sorry om Rokkie. Ek moet eintlik my mond hou. Kom ons gaan gou so. Wat is die 3 goed wat God pertinent met ons oor gepraat het vanoggend? Eerstens, wat moet oop wees? Die kerk. Hoekom kan ek nie God se huis sluit nie? Want dit is nie my huis nie. Dis nie my huis nie. This is not the Desmond show. As pastoor Dani vir my sê hy is nie, dan het ons 2 ander pastore wat kan bedien. That's how it works. Okay? En as hulle ook nie beskikbaar is nie, dan nooi ek van my vriende uit om hier te kom bedien. Ook pastore. Maar die woord kan nie uitgaan nie want ons is nie beskikbaar nie. Amen. Tweede een wat belangrik is. Dit maak nie saak wat die sonde is nie. Ek kan dit nie toelaat om te bedien nie. Ek wil verder gaan. Dalk het ek dit nie reguit belangrik. Ek kan nie daai persoon in beheer sit van enigiets by my gemeente nie. Jeug, sonnaarskool, wat ook al, want kan ek jou sê, mense gaan vir my sê, "Jeug pastoor, Efesiërs sê ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Maar teen die bose magte in die lig, Eugene. So, it's a spiritual battle." En ek laat toe dat 'n gees wat in iemand is aan aanraking kom met mense wat nie op die plek is waar hulle moet wees nie. So daai gees is oordraagbaar. So ek moet dit nie toelaat nie. So simpel soos dit. En as jy dit toelaat, dan maak jy droog. So jy gaan nou vanoggend my sê pastoor, maar jy mik nou baie pastoor. As hy dit doen, ja. Kan jy dit sê nie pastoor? Hierdie woord gaan vir elke ou wat dit doen. As jy dit verkeerd doen, is die woord vir jou. Pastoor, maar jy weet daai pastoor doen dit verkeerd. Nou tag hom. Nou tag hom in die diens. Laat hy by God uitkom. Want die woord van God in Matteus 14 en Matteus 13 het vir ons geleer, waartoe lei jy hulle? Hel toe. Soms te verantwoordelikheid of hulle sê jy kan dit nie doen nie. Kan nie mense hel toe lei nie. Ja, maar is my niggie. Nee, jou niggie moet ook by God uitkom. Maar is my vrou, sy moet ook by God uitkom. Maar jy weet nie wat se moeilikheid ek het by die huis as ek hierdie besluit geneem nie. Jy weet nie wat se moeilikheid gaan vir jou in die hemel wees as jy daai besluit neem nie. Vir jou een ding sê, want daar is ook party kerke wat gehardloop word deur die pastoor se vrou en nie deur hom nie. Amen. En daai pastoor moet 'n ruggraat groei. Maar sy vrou sê nee. Klaar.
Nee. By die huis praat baie. Hierso, hier gaan ons doen wat God se woord sê. Dis wat moet gebeur. Nou is mense, al die vrouens sê, ek het hierdie preek gelike, maar hy gaan nou te ver. Hy het nou net te ver gegaan. Hierdie ou het nou net te ver gegaan. God sê in sy woord, en ek wil dit baie duidelik maak, as jy gaan kyk na God se woord. Okay, en ja, Vader is okay. Kan ek net gou vra vir elke vrou hierso, onthou net God het jou lief. So ek wil net hê dat julle moet dit dink en onthou net ek is nie bad nie. I know. Okay, so voordat ek hierdie nou verder lees, elke persoon jy sien as jy iets wil uitlos en God sê, maar ek het vir jou gesê om dit te bedien. Nou los jy dit uit want jy's bang iemand gaan iets sê. Amper is ek ongehoorsaam, maar die Heilige Gees vir my 3 keer sê, bedien hierdie. Ek gaan dit gou vir jou lees. En laat die vrou egter nie toe om onderrig te gee oor 'n man te heers nie, maar sy moet haar stilhou. Ek gaan dit gou vir jou verduidelik. 'n Vrou mag profeteer in 'n kerk. Want dit is nie, daai onderrig en profeteer is 2 verskillende dinge. So mag 'n vrou profeteer in 'n kerk, amen. Hoor gou. Mag 'n vrou in beheer wees van die sonnaarskool, amen, want sy onderrig nie 'n man nie, sy onderrig kinders. Mag 'n vrou worship lei, sy onderrig nie, sy lei worship, amen. Maar volgens God se woord mag 'n vrou nie 'n man leer wat sê God se woord. En jy kan vir my gaan sê wat jy wil. Daar's meer as bekwame vrouens in hierdie gemeente om dit te doen. Maar ek moet doen wat God se woord sê. Dis wat God se woord sê. Maak nie saak hoe jy daarna kyk nie. Ek kan die vers vat en sê ja, maar onthou en gaan kyk na Deborah, maar Deborah het onder 'n boom gesit, het nie geonderrig nie. Sy was in 10-1 nie eens in beheer nie. So dis mos maar gewoonlik die battle waartoe hulle gaan. Maar 1 Timoteus, 2 Timoteus en Titus is jou pastorale boeke. Ek het julle gesê dit gaan awkward raak. Julle stille oor hierdie as homoseksualiteit. So julle gaan nou vir my sê, pastoor, jy kon die diens net daar afgesluit het, maar dis nie wat God wou gehad het nie. Ek gaan dit gou baie duidelik vir jou maak. Volgens God se woord mag die vrou nie die hoofprediker wees in 'n gemeente nie. Ek is regtig, ek's jammer vir enigiemand wat offended is oor dit en wat kwaad is oor dit, maar jy kan vir Paulus bel, ek het nie hierdie geskryf nie. Ek het nie hierdie geskryf nie. So dit help nie as jy is vir my kwaad nie. As jy my blok is fyn, ek het dit nie geskryf nie. Maar mag my vrou worship lei? Amen. Hoekom? Want dit is nie wat dit sê nie. Sy mag worship lei. Mag my vrou in beheer wees van die sonnaarskool, soos wat Lisha in beheer is van die sonnaarskool, saam met Petro, hulle mag hulle wees. Ja, natuurlik. Hoekom? Want God se woord sê nie sy mag nie, maar God het gesê 'n vrou mag nie 'n man onderrig nie en ek kan dit nie verander omdat ek dink 'n vrou is bekwam om dit te doen nie. Ek kan dit ongelukkig nie doen. Ek kan dit nie verander nie. OK. En ek wil julle sê wat gou hier binne aangegaan het terwyl ek hier staan. Ek wil nou klaar maak. Jaco, ek is hier soos ek sê, OK, ek's klaar. OK. Ek wil Here, ons gaan nou afsluit. Ons amper klaar. Kom ons gaan hierdie goed nie. Die Heilige Gees sê vir my, maar jy's nie klaar nie. Sê ek, Here, maar ek gaan nou nie daaroor preek nie, maar nou is hierdie aan kwaad en daai aan kwaad. Here sê nee. Nou loop ek hier rond en ek wil oor ander goeters praat, maar ek weet nie of julle kan sien my gedagtes is eintlik. En Roan, terwyl ek hier staan, sê die Heilige Gees vir my, toe. Praat oor daai laaste gedeelte. Nou kyk ek so op, nou dink ek, jo. Mag 'n vrou vir my bid, amen. Mag 'n vrou tale uitlê, amen. Mag sy daai dinge doen, amen. Mag 'n vrou 'n klomp vrouens bedien met woord, amen. Mag sy dit doen, amen. Maar mag sy my onderrig volgens God se woord, nee. Sê ek vrouens is nie bekwam nie, daar's nie 'n manier nie. Daar's vrouens in hierdie kerk wat beter Bybelkennis het as baie mans in hierdie kerk. Maar het jy geweet die vyand het iets kom steel? Het jy geweet hoekom so baie kinders nie vandag die Here dien nie? Want in hierdie gedeelte sê die Here dat ek wil hê jy moet jou kinders leer wie ek is. Nou in plaas van dat baie vrouens hulle kinders geleer het wie God is, wou hulle eintlik
die teenoorgestelde gaan doen in 'n wêreld gaan leer wie God is. En ek wil julle moet mooi luister, moenie nou vir my kwaad raak nie. Maar jou eerste verantwoordelikheid was jou kinders. Dis wat hierdie gedeelte sê, maar jy sal gered word deur kinders te baar, as hulle bly in geloof en liefde en heiligmaking met ingetoeheid. Nou sal iemand vir my sê, so my werk is net om kinders te maak. Dis nie wat dit sê nie. Tannie Shirley se dogters dien God vandag, omdat hierdie ma haar kinders geleer het van Jesus. Sy het haar plig gevat en haar kinders geleer van Jesus. Met alle respek, meestal van my skoonma se kinders dien die Here. Ek kan nie van die bo af jok nie, want nie almal dien die Here op die stadium nie. Maar hulle almal se fondament is reg omdat daai ma vir hulle gebid het. Daai fondament is reg. Nie een van hulle kan sê hulle het nie die waarheid gehoor in daai huis nie. OK? En pastoor Dani se huis dien hy die Here vandag want hy het 'n ma gehad wat vir hom gebid het. Hoekom dink jy het God hierdie ingestel? Daar is niemand soos 'n ma wat nooit opgee op haar kind nie. En daar is nie iemand soos 'n ma wat kan bid in 'n kerk nie. Ons almal dink dat die ou wat hier voor staan bring die verandering in die kerk. Dis die intercessor wat in die banke sit wat die verandering in die kerk bring. Maar nou wil ek teen alles gaan want ons is in 'n new age en ek wil nie die intercessor wees nie, ek wil hier voor wees. Want God sê nee, ek het jou geroep om te bid. Ek het jou geroep om te worship, ek het jou geroep om in te tree. Maar Vader, ek wil nie, hoekom? Want die man gee op. Jy gee nie op nie. Jy bly bid. Jy's vroeër daar. Jy meld aan. Jy sal kwaad wees, maar nog steeds huil en nog steeds bid. Die vrou het so 'n belangrike plek in die kerk, maar die kerk het nie meer. Gaan kyk na enige kerkgroep. Meestal van jou intercessors is vrouens. Hoekom? Want God het vir 'n vrou 'n absolute gawe gegee om nie op te gee nie. Terwyl die hele wêreld op daai kind opgee, al is dit nie haar kind nie, sien daai moederlike liefde in daai kind, daar's hoop. En sy bly bid, en sy bly intree, en sy bly dit doen wat God van haar verwag, maar die vyand kom en hy sê nee. Want die vyand weet gebed verander sake, sê nee. Daai pastoor kyk neer op jou en hy dink jy's nie goed genoeg nie. Daar's nie 'n manier nie. Jy sien, die vyand wil hê dat jy moet dink dat die stryd is teen vlees en bloed. Terwyl die stryd eintlik is teen die bose magte in die lig. So die vyand hou ons besig met iets wat soos die waarheid lyk, maar nie die waarheid is nie. En dis hoekom dit vir my altyd hierdie moenie 'n ongemaklike subject wees om oor te praat nie. Maar vandag as jy oor dit preek, is jy, wat is dit, 'n sexist? Wat is dit? 'n misogynist. Ek sal dit nie eens kan spel al wil ek nie. Waar begin jy? Waar begin jy? Maar hier is die groot ding. As 'n vrou besef wat God haar geroep het om te doen, she will change this country. Dis wat Esther en Deborah gedoen het. Hulle het 'n land verander en hulle was nie in beheer van 'n land nie. Hoekom? Want hulle het binne God, die verwysingsraamwerk van God se woord hulle opgetree. Weet jy hoe amazing is dit? En ek praat nou van geestelik, ek praat nie van 'n werksplek nie. OK? By 'n werk, hierdie het niks met 'n werksplek te doen nie. Ek glo wat as man dit opbring. Nee, jou vrou kan nie oor my, hey, dis staan onderrig in God se woord. Daai vrou weet meer as jy, dis kom sy jou baas is. Ek hoor dit as hulle dit opbring. Dan wil daai ou syp elke naweek en wil hy die woord opbring omdat 'n vrou sy baas is. Ons praat hier, kom jy eers by God uit. Daai vrou onderrig jou nie in God se woord nie. Sy's 'n voorbeeld van jou hoe om God te dien. So dis lekker om 'n vers toe te pas wanneer dit by my pas, nê? Nee, dit praat nie daaroor nie. So al hierdie mans wat na huis toe ry en sê, "Ek maar daai vrou manager nou wegbid." Ja, sy moet gaan. Dis nie God se wil nie. Nee, sy weet meer as jy. Dis kom sy daar is. Ja. Sien, die Here is besig om vir Roan dinge te openbaar hier, so hy verstaan dit nou 'n bietjie beter. Dit was vir hom moeilik om dit te aanvaar, maar hy verstaan dit nou klein bietjie beter, ja. So, weet jy wat is dit, nê? Weet jy hoekom preek pastore nie hierdie waarheid nie? Want jy gaan mense verloor as jy die waarheid bedien. Nie jy loop die kans om mense te verloor nie. Jy gaan definitief mense verloor as jy die waarheid bedien. So ek weet vanoggend dat definitief mense in hierdie kerk sit wat nie hiernatoe gaan kom nie. En hulle kan nie wag om in die kar te klim en te gaan Google en my verkeerd te bewys nie. Maar weet jy wat se hartseer ding? Google kan nooit God se woord verkeerd bewys nie. So nou gaan ek jou die vraag vra. Loop jy saam met die kerk wat die verkeerde dinge doen of loop jy weg?
En het jy geweet as jy wegloop, gaan almal jou bespreek, want jy nie saamloop nie. As julle, 'n ander vrou sê die ander dag vir, dis so weird, nee, ons is by 'n eetplek, kan ek hierdie gou met julle deel? Dis tegniese getuienis, tegnies, ek weet nie. Maar, ek sit, maar ek gaan vir julle wys hoe goed die Here werk met amazing, dit wat jy die donker doen, en die lig openbaar, ons sit by 'n eetplek, en my vrou gaan gebadkamer toe, en dis mense wat agter my sit, maar hulle het ons seker nie gesien inkom nie, daar by Panarottis, en die vrou sit daar en sy sê, het jy gehoor? En ek is soos, ja man, ek het in die begin niks, ek het gemaak, weet, sit nou maar daar, wag vir jou koffie, want hulle sit nie direk agter my, so bietjie agter my, maar tyd tannies kan ons nie sags kinder nie. En die tannie sê, het jy gehoor het gaan al by pastoor Des se kerk aan? Toe dog ek wil ook hoor wat gaan by my kerk aan. Hulle sê, hulle het so met 'n bang weggespring, maar hulle sê Sondagoggend is daar nie eens meer karre nie. Daar's nie meer mense daar nie. Ek sê, o nee. En die ander tannie sit so, en sy sê vir haar, ek het hulle gesê dit gaan gebeur. Die mense gaan daartoe stroom, maar na die tyd gaan dit alles verby wees, en dan gaan hulle waai. En my vrou, soos sy my ken, ek het niks vir haar gesê nie, sy weet nie hiervan nie, soos ook nies vir haar, want ek al gesê het sy met hulle gaan praat. Sonnie sou met hulle gaan gesels het. So ek was nie lus dat my vrou met hulle gaan gesels nie, want ek het 'n deadline, ek moet nou eet en waai. Okay. So, toe ek nou klaar is, toe staan ek op, en toe sê ek, Bobbie tannie, geseënde dag tannie, dienste begin 9:00. So, ek en jy moenie deel wees van daai stories nie, want ons loop weg van mense af wat dit doen. Want, as iemand vir my sê, pastoor, het jy oop bank in jou kerk? Ek sê, ja, hier kan 1300 mense sit. Ek sê, natuurlik gaan jy 'n oop bank wees. Maar ek sê, die Here bedien uit hierdie gemeente uit so baie mense. En maak 'n verskil in soveel mense se lewe. Maar ek verduidelik die ander dag vir 'n ander pastoor iets. Sê ek vir hom, ek is nie in kompetisie met jou nie, my boetie. Ons werk aan vir dieselfde span, so wat is jou probleem? 'n Kerk wat in kompetisie is, so ek sluit af met hierdie. 'n Pastoor wat ooit 'n ander pastoor moet in 'n negatiewe lig stel sodat hy beter lyk, needs Jesus. So ek hoef nooit van hierdie kansel af. Kom ek sê om Rokkie het gepreek en om Rokkie te gepreek en hy het 'n goeie terugvoering gekry. Hoef ek nie 'n volgende diens dit wat hy gesê het in 'n slegte lig te stel om my te laat beter lyk nie. As daai diens mense se lewens verander het, then he added value to the kingdom of God. So ek gaan nie kyk, ja, maar Daniel het nou 8000 views. My vrou, daai ou preekie weer nie. Nee. 8000 mense het die woord gehoor. It's not about me, it's about the kingdom. Maar party pastore en hulle familie werk so. As jy, dis alright as jy in hulle skare weer, maar die Here weet jy moet net nie, hulle moet net in jou skare weer kom nie. Because when you start outgrowing them, you become a problem. Dis moeilik, if you start outgrowing people. Jy gaan baie geestelike vriende ook in jou lewe hê. Hulle is fine as jy na hulle toe kom, maar as hulle stagneer en jy begin groei, dan begin jy vir hulle 'n probleem raak. Maar as iemand in my skare weer staan, moet dan ons party dae right wees ek in hulle skare weer staan, hè. Want party dae gaan iemand vir my ook moet bid. Vir my ook moet leer. So wat vra die Here van herders vanoggend? Wees net gehoorsaam. Wat vra die Here van bestuursrade? Wees gehoorsaam. Maar wat vra die Here vanoggend vir kerke wat vanoggend mense wat hierso sit? Wees net gehoorsaam. OK. So na daai hele vroue ding, kyk net wie se mond is geswel. Kyk maar meer na vrouens vanoggend. Kyk net. Petro lag darm, Tannie Antoinette lag, Elise lag. Miskien jy lyk so 'n bietjie beneek, maar OK, sal dit maar laat gaan. Sal dit laat gaan. Ek weet nie of dit nou maar 'n skoolding is of ek weet nie wat dit is nie, maar OK. Meestal ouers met tieners lyk vanoggend beneek, né? Want ons moet hulle oortuig om te leer vir hulle eie eindeksamen. My vrou kom na my kinders toe en sê, ons gaan vir julle soveel gee vir elke toets bo 60. Sê ek, hey, wow. Wow. Hulle leer vir hulle toekoms, nie my bankrekening nie. Nee. So ek wil daai terugvat.
Nee, doen dit met jou eie geld. Nie my kom. Jou pa gaan vir julle gesê, sê ek nee, wow, het ons hieroor gepraat. Hæ? So julle moet bid dat my vrou in lyn kom met God se plan vir ons huis. My kinders gaan leer, maar nee, gaan nie my geld kos as hulle leer nie. Dit kos my klaar geld dat hulle leer. Hulle noem dit skoolfonds. Hæ? Maar ons wil hulle motiveer. Ek sal hulle motiveer. Hulle noem dit 'n belt. Daar's my motivering. Pastoor, jy mag nie jou kinders pak gee nie. Wel, moenie langs my intrek nie. Moenie langs my intrek nie, dan gaan jy nooit weet ek het my kinders pak gegee nie. Ja, is die waarheid, nê? My kinders vra vir my, hoekom is pak weggevat? Toe sê ek, dis oor hoe ons geslaan was, dat hulle pak weggevat het, op skool. Hoe hulle ons geslaan het, nê, sal hulle vandag mense toesluit. Ja, maar ons is hier. Ons lewe nog. Wie kan dit sê vandag? Pak sla op 'n Hoekom sluit ek af met hierdie pak sla in die kerk is nie 'n slegte ding nie. Hæ? Ek het pak gekry hoor. Ek gaan eerlik wees. Wie het pak gekry? Kyk nou almal wat pak gekry het. Nee, ek wil net hê met sy hande is op. Hulle het iets van hulle lewe gemaak. Ek wil gou kyk, wie tog nooit 'n pak sla in hulle lewe gekry nie, steek jou hand op. Shani sê op pad haar vinger gebreek, nie ek speel. As ek wil net afsluit met hierdie, maar as jy vir jou pa gesê het jy gaan Childline bel en sê hy kom verby my. Kom. Daar is die foon as jy dit verby my maak en jy bel. Kyk of jy dit maak. En dis hoe dit moet wees in die kerk. Daai kind vir jou sê hy kom nie vanoggend kerk toe, sê hy kom. Ons gaan kyk. Ons gaan kyk. Daai kind gaan wakker word hier. Wakker word hier. Wat fout? Ek het wakker geword te hoor ek worship. Het jou pa jou weer 'n sleeper gee, ja. Uit so kers. Nee, daddy, ek speel nie. Kom ons sluit af julle, kom ons sluit af. Daar's baie ouers wat hier sit. Mag ons dit doen? Ek weet nie. En weet jy wat die funniest ding, sorry die Here het my net iemand gemaak met 'n interessante sin vir humor. Daar's iewers 'n pa wat sê jy mag 'n sleeper gee, is dit nie Amen. Ja, pak werk, ek dink ek. Hang net af hoe jy dit doen. Ja. Hulle het pak sla weggevat jare terug en godsdiens op daai stadium weggevat in Amerika. En hulle sê dit is direk die rede hoekom daar so baie school shootings is. Want jy mag nie meer vir jou kind meer sê hy is verkeerd nie. Jy mag nie jou kind het meer regte as jy. Ja. In Amerika. En het julle geweet, julle moet bid vir ons land, want ons land is op pad daarheen. Ons land is klaar daar. My laaitjie het eendag vir my gesê, hy gaan die polisie bel. Jy kan nie polisie bel as jou hand gebreek is nie. Hoe gaan jy die polisie bel? Hoe gaan jy dit doen? Staan gou op, ons saam afsluit. Ek hoop, is die laaste stuk op YouTube? Facebook? Is dit? Ek sal kat, okay. Ons gaan die laaste stuk los dit op man, wat worry. Los dit op. Ons moet die kinders maniere leer. Ek wil vanoggend bid dat elke herder daar buite sal in lyn kom met God se woord. Elke kerk daar buite in lyn sal kom met God se woord. Gaan ons bid daarvoor vanoggend. Ek bid dat die Here ons altyd sal suiwer hou as kerk en as ons afdwaal dat daar mense sal wees wat ons aanspreeklik hou vir ons swak besluite. Kom ons vra die Here vir dit vanoggend. Want as ons nie gaan bid vir daai kerk en dit help nie ons praat oor hulle nie, ons moet vir hulle bid. Vader, ons wil vanoggend bid, Here, dat elke huis van U wat in hierdie land is, Here, die waarheid sal verkondig. Ons bid dat die Heilige Gees met elke herderspaar, worship leier, intercessor,
almal van hulle harte sal werk, dat hulle die regte besluite en keuses sal neem, dat U woord ons riglyn sal wees in hierdie donker wêreld. Ek bid vandag, Here, as daar dinge wat ek doen buite U wil by die gemeente, let my aandag daarop, Here, dat ek dit ook sal verander, want as ek wil hê mense moet verander, moet ek ook bereid wees om te verander, Here. Dankie dat ons ook in die huis ook kan lag, want ons weet dit bring genesing volgens U woord. Leer vir ons dat vreugde bring genesing. En dankie dat ons dit ook kan doen in die huis, Here, want dit is U huis en U is 'n God van liefde. Ek wil vandag bid, Here, dat U ook asseblief, en ek wil ernstig vir hierdie bid. Dis in elke huis waar kinders eksamens skryf, is daar altyd hierdie moeilike atmosfeer. En ek bid vanoggend vir kinders se harte, dat hulle vanoggend sal besef dis hulle toekoms, Here. Ek bid vir elke ma en pa, dat U hulle die wysheid, die geduld sal gee om my kind ook te leer, en saam met daai kind daai pad te stap. Ek bid vanoggend vir elke onderwyser, elke skool, dat daar ook die vrede van God by elkeen van hulle sal wees. En ons weet, Here, dat ons binne die riglyne van die woord moet optree. Dis nie maklik om 'n ouer te wees in daaglikse lewe nie, maar ons weet dat U ons gekies het om daai kinders se ouers te wees. En ek bid, Here, dat ons nie net sal opgee nie. Daar is soveel ouers wat opgee op hulle kinders en sê, maar doen wat jy wil. Dat ons nooit daai houding nie, want as ons ouers het gedoen het, waar was ons vandag, Here? Maar dat ons net sal staan by U woord en staan by dit wat U van ons verwag ten opsigte van ons kinders se lewe. En ons bid dit vanoggend in Jesus naam. Amen. Okay, moenie sit nie. Hierdie die 29ste is wat se dag? Donderdag. Donderdag gaan ons diens hê hierso. Daar is so baie mense wat my gekontak het, maar ek wil nie die diens in die aand hou nie. Dit is te gevaarlik om hiernatoe te ry.